is lekker om julle weer ingeskakeld te hê en ek wil sommer net sê, as jy die video geniet, like, subscribe, share met ander wat ook die boodskap moet hoor. So baie dankie vir elkeen wat daar ingeskakel het en kom ons gaan oor na die boodskap toe. Nou vandag se boodskap is raak God bewus. En as ek 'n titel onder dit kon gee, dan sou ek gesê het God is nader as jou eie asemhaling. Nou dit klink interessant, maar dit is werklik so. Ons gaan vandag 'n bietjie indelf in die woord en kyk na hoe naby God is en hoe bewus ons van God moet raak. Dit is so belangrik dat baie keer dink ons moet God soek, maar eintlik moet ons bewus raak van God. Nou ek wil hê daar waar jy is by die huis en luister na hierdie video, wil ek hê jy moet net so 'n bietjie 'n stilte atmosfeer skep om jou en ek wil hê jy moet lekker so 3 keer diep inasem en uitasem. Inasem en uitasem. En ek wil hê jy moet vir jouself kan besef wat gebeur. Jy eerstens voel dit, jy hoor dit, jy beleef dit en dit is presies hoe God ook is met ons. Wanneer ons stil raak en ons raak bewus van hom, dan voel ons hom, dan hoor ons hom, dan beleef ons hom en so is dit belangrik dat wanneer ons praat van asemhaling, is God nader as dit en ons gaan 'n bietjie nou indelf in Job ook wat daarvan praat. Nou ek wil hierso kom sê dat ons soek God se wil, maar ons raak bewus van God. Ek gaan dit weer sê. Ons soek God se wil, maar ons raak bewus van God. Nou wat bedoel ek daarmee? Is ons raak bewus van God en wie hy is, want hy is alomteenwoordig, maar ons soek sy hart in situasies. Ons soek sy wil uit die woord uit in situasies. En so God is nie iets wat vermis is, wat ons behoort te soek nie. Nee, ons soek sy wil, maar ons raak bewus van wie hy is. En ek het ook daar gesê dat saam met dit, dat ons glo in God en ons gehoorsaam sy wil. Ek gaan dit weer sê. Ons glo in God, maar ons gehoorsaam sy wil. Ons glo nie in sy wil en gehoorsaam God nie. Okay, so ek wil hê ons moet daai terminologie verstaan, want God is alomteenwoordig. Hy is omnipresent. Hy is met ons oral waar ons gaan, maar ons soek sy hart in situasies. Ons wil sy wil gehoorsaam. Nou eerstens het ek gesê ook, hoekom voel God soms so ver, voordat ons by die skrifgedeeltes uitkom vandag? Hoekom voel God vir so baie van ons soms so ver? En nommer 1 het ek gesê, dat ons is soms te besig. Ons lewe in 'n wêreld waar alles 'n gejaag na wind is. Ons moet vroeg opstaan vir werk. Ons kom laat terug huis toe van die werk. Ons is besig met kinders grootmaak. Ons het dan ons eie passies en hobbies en dinge wat ons wil uitleef ensovoorts. En dan het ons ook natuurlik die sosiale media vandag wat ons so besig hou. En so nommer 1 het ek gesê, ons is te besig en daarom nie bewus van God nie. Nommer 2 het ek gesê, ons is baie keer bekommerd, gestres oor dinge en daarom is ons intern gefokus en daarom is ons nie ekstern gefokus nie. En daarom raak ons baie keer ook nie bewus van God nie, want ons is so besig met ons eie probleme, ons eie stresse, ons eie worries en daarom raak ons nie gefokus op wie God is nie. En so nommer 2 het ek gesê dat ons is baie bekommerd soms. En derdens het ek gesê, ons is aandag afleibaar en ons is eintlik distracted, die Engelse woord, met allerlei dinge vandag, veral met sosiale media. Ons het Facebook, ons het Instagram, ons het WhatsApp, ons het YouTube, ons het allerlei AI apps wat ons nou al kry en al hierdie dinge hou ons so besig dat ons al hoe minder bewus raak van God. Nou ek wil gou stil staan by die definisie van wat beteken dit om bewus te raak. Bewuswording is die volgende definisie. Dit sê om iets te besef, waar te neem en aandag aan iets te gee. Met ander woorde, jou aandag verskuif na iets spesifieks toe en dan raak jy bewus van daardie ding. Nou jy weet, iets is daar, dis die tweede gedeelte van die definisie, jy weet iets is daar en jy herken dit. Jy herken dit met jou gedagtes en jou gevoelens. En so ek wil 'n illustrasie kom gebruik vandag en as ek 'n tennisbal het
en 'n ou gooi 'n tennisbal na my toe, en ek vang hom, en hy gooi dalk weer 'n tennisbal na my toe, en ek vang hom weer, sonder om moeite eintlik te doen, en dit is vir my maklik om dit te doen, dan kom ek tot die bewuswording, ek besef, dat ek het eintlik goeie hand-oog-koördinasie. Nou vanuit hierdie hand-oog-koördinasie, besef ek, maar ek sal dalk goed wees in 'n sport soos tennis, rugby dalk, cricket, ensovoorts, en ek begin dan 'n balsport te speel. So ek wil hê julle moet sien, die progressie wat plaasvind, wanneer ons iets besef. Ek besef, ek is goed in iets, en vanuit dit begin ek deel te neem. Dieselfde met iemand wat dalk sing. Ek besef ek sing goed, vanuit dit begin ek deel te neem aan die kerk se praise and worship span, of koor te sing, of ek maak my eie album, ensovoorts, en so begin ons te besef, wow, ek is goed in iets, en daarmee dryf dit my om deel te neem, betrokke te raak. En so wil ek ons sê, dis dieselfde met God. Wanneer ons bewus raak van God, wanneer ons bewus raak dat hy met ons is, saam met ons is, in ons is, deel ons werk, dan begin ons al hoe meer sy koninkryk bring waar ons gaan. Ons raak betrokke, nie net by die kerk nie, maar in sy koninkryk. En so waar ons gaan, is ons al hoe meer besig om te vra, Here, hoe wil U my gebruik? Waar wil U my gebruik? Wanneer ek in 'n checkers instap, wanneer ek in 'n spar instap, wanneer ek op die sportveld is, wanneer ek by die skool is, al hoe meer begin ek te vra, Here, hoe wil U hê, moet ek U koninkryk bring? Want hoekom? Ek is God bewus, en vanuit waar ek God bewus is, raak ek deel en raak ek betrokke met sy koninkryk, en vra ek vir hom gereeld, Here, hoe kan ek U uitleef? Jy sien nie, dis die probleem vandag is, baie van ons leef hom nie uit nie. Ons bring nie God se koninkryk waar ons beweeg nie, want ons is nog nie eers God bewus nie. Ons pas God in 'n boksie, en ons sê God is vir Sondag, God is vir kerk, God is net wanneer ek selgroep toe gaan. Dan beleef ek God, dan is dit my tyd met God. En God kom sê, nee, ek wil hê jy moet God bewus raak. Ek moet soos jy asemhaal, wil ek hê jy moet besef, ek is noodsaaklik, ek is daar, ek is konstant, ek is met jou en ek werk deur jou konstant. En so is dit belangrik vir jou en my, om al hoe meer God bewus te raak, wanneer ons praat van impak maak, wanneer ons praat van koninkryk uitbrei, mag ek en jy God bewus raak. Want dis wanneer ons God se krag en die vrug van die Heilige Gees dan ook al hoe meer uitleef na buite. Nou Psalm 46 vers 11 lees die volgende. Dit sê, wees stil en weet ek is God. Hoor mooi, dit sê nie, wees stil en soek my, ek wat God is nie. Dit sê nie, wees stil en weet, kom tot die besef, ek is God. Nou die oorspronklike Hebreëus van die woord wees stil, praat nie net van stil word, soos wat ons dit vandag ken, in die manier van, ek sit op 'n bank en ek raak stil nie. Dis een van die gedeeltes, ja. Maar eintlik daai woord wees stil, praat van oorgee, om te los, om te laat gaan, om te kalmeer en te bedaar. Dis die oorspronklike Hebreëse woord vir wees stil. So God kom sê eintlik vir ons, luister, bedaar, gee oor na my toe, en besef, raak bewus van dat ek God is. En net daarna lees ons in daai teks ook, dan kom hy deur. En so is vir ons belangrik, dis ons verantwoordelikheid, om te laat gaan, en om bewus te raak van wie God is in ons lewe. En te besef, hy is met ons, om ons aandag op hom te rig. En so ek wil dit gou hier inbring ook. Om bewus te raak van iets, is om jou aandag daarop te sit. So met ander woorde, daar kan klomp goed in 'n kamer wees, maar wanneer ek my aandag op iets spesifiek sit, dan raak ek bewus van daai iets spesifiek. En so daar mag klomp goed in jou lewe gebeur. Jy kan in 'n baie moeilike situasie wees, daar mag chaos all over wees, maar die Here kom vra dat ons aandag op hom sit, dat ons bewus raak van hom ten spyte van wat met ons gebeur. Nou verder ook, in Genesis 28, vers 16, dan sien ons vir Jakob. Die Here gee vir Jakob 'n droom en hy word wakker en hy sê die volgende, Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hoor mooi,
Dis die God wat ewe skielik op die plek aangekom het nie. Dit is Jakob wat tot besef gekom het dat God is op daardie plek. En so is ons wat moet bewus raak van God. Nie God wat hom konstant aan ons moet openbaar nie, maar eerder ons wat bewus moet raak van hom. Hy is reeds daar, hy is reeds teenwoordig, maar ons moet bewus raak van hom. Matteus 6 vers 33 lees ons dit dan ook. Dit sê, soek allereers die koninkryk van God en sy wil, en hy sal al hierdie dinge vir julle gee. Dit praat daarvan ons moet sy hart optel, ons moet sy wil soek. Dit praat nie van ons moet God soek nie, ons moet God bewus raak, maar sy hart en sy wil en sy koninkryk soek. En so wil ek oorgaan na Handelinge 17 vers 27 en 28. En hoor mooi wat lees dit ook hier. Dit sê God het hulle gemaak om hom te soek. En ons gaan dit nou mooi verklaar. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En so belangrik dat daai vers kan nou dubbelsinnig klink, maar Andrew hier sê dit dan, ons moet God soek. En as jy gaan na die oorspronklike Grieks toe, dan praat dit eintlik ons moet God se insig en God se karakter soek. Met ander woorde, weer eens, ons moet God se wil soek in 'n situasie. En dan kom sê hy, luister, al val julle rond terwyl julle dit doen, ons gaan partykeer sy wil optel, partykeer nie seker wees nie. En die Here kom sê daar, luister, al doen julle dit, dis ook oké, maar deur hom lewe ons, deur hom beweeg ons. Weer eens 'n beklemtoning van hoe naby God is. Ons haal asem deur hom, ons beweeg deur hom. En so hy is nie ver nie, hy is naby. So weer eens daai vers, daar praat van 'n verhouding, 'n ernstige soeke en verlange na God se wil, sy karakter en insig in enige situasie. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Psalm 139 vers 7 tot 10. En dit praat daarvan dat luister, maak nie saak of ek na die doderyk toe gaan nie, maak nie saak waarheen ek gaan nie, God se gees is met my. En so weer eens praat van God se alomteenwoordigheid en hy wat altyd met ons is, saam met ons is, en daarom moet ons net bewus raak van hom. Nou Jesaja 41 vers 10 lees dit, Matteus 28 vers 20 praat van God wat met ons is tot die volëinding van die wêreld. En so hy verlaat ons nie, hy's nie weg nie, hy's nie ver nie, hy's nie soos iets wat gevind moet word nie. Ons moet net ons aandag begin op hom fokus, ons moet net God bewus raak. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Job 33 toe. Job 33. Nou hoor mooi, wat sê Job 33 vers 4? Dit sê, die gees van God het my gemaak en die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Wanneer ons gaan na die oorspronklike Hebreëus toe, dan praat daai die gees van God het my gemaak. Dit praat van die woord Ruach wat beteken die Heilige Gees het my eintlik gemaak. God se gees het my gemaak, maar die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Nishmat is die woord wat gebruik word daar en die woord beteken letterlik dis amper om lewe te gee vir iets, om 'n vonk van lewe te gee sodat iets kan lewe. En so hoe wonderlik is nie dat Job kom sê, luister, die gees van God het my gevorm en my gemaak, maar die asem van God, die Almagtige, het my lewe gegee. En so dis so amazing dat God is so naby aan jou en my, dat hy sê, luister, ek kom vorm jou nie in geheel as mens net nie, maar ek kom blaas op my asem in jou, om jou lewe te gee, sodat jy 'n lewendige siel kan wees, en sodat jy kan asemhaal en kan lewe. En so die een praat van ons lewe deur God se gees, hy het ons gemaak, deur die Heilige Gees, maar hy blaas met in sy asem in ons die nishmat, wat praat van, nou lewe ek. Ek kom tot besef van wie ek is, wie God is, en ek is 'n lewendige siel. En so wanneer ons gaan ook na Genesis toe, Genesis 2 vers 7, dan praat dit van God wat sy asem in die mens geblaas het. Dit praat van hy selfde woord nishmat, en dit praat van, dis die vonk van lewe,
dit praat eintlik van om lewe te skep, waar daar nie lewe was nie. So ek wil vandag vir jou kom bemoedig. God is nader as jou asemhaling. God is in jou en hy werk deur jou. Vir elkeen wat kind van God is, word bewus vandag van wie God is. En dalk kyk jy hierdie video en jy is dalk ver van God af. Besef vandag dat God is nader as wat jy ooit kan dink. Dis jy wat net bewus moet raak van wie hy is en jou aandag op hom sit. En vandag kan jy jou saak met die Here ook regmaak. As jy dalk ver is en jy voel God is ver, is jou kans vandag om te sê, Here, hier is ek. Kom neem my lewe oor en raak God bewus vandag. Daar waar jy sit, daar waar jy staan en jy luister hierdie video, mag die Heilige Gees nou sy bewuswording aan jou openbaar. Mag jy besef, hy is daar saam met jou nou, waar jy staan en waar jy sit, waar jy luister na hierdie video. En so ek gaan vir elkeen van ons bid vandag, dat ons God bewus sal raak, en sy teenwoordigheid sal toelaat in ons lewe, sodat hy deur ons kan impak maak in hierdie wêreld. Vader, dankie dat u alomteenwoordig is. Dankie Here dat u kom en u kom sê, ek vorm jou deur die krag van die Heilige Gees. Maar ook kom blaas ek my lewe in jou, sodat jy kan lewe. Here, u is nader as ons asemhaling. En ek kom bid vandag, Here, dat elkeen wat hierdie video kyk, en elkeen wat na hierdie video luister, dat hulle God bewus sal raak. Dat hulle sal besef, Here, u is omnipresent, u is alomteenwoordig. Ons moet net bewus raak van u. Ons moet net ons aandag op u sit. Here, mag ons in hierdie moderne tyd vir 'n oomblik ons fone neersit, sosiale media los, stil raak, op u gefokus raak. Here, dit waarmee ons besig is, die chaos soms in ons lewe, die moeilike dinge wat ons beleef. Here, mag ons in daai oomblik dit los, soos daai Jesaja ook sê. Mag ons aandag op u fokus en sê, ons weet, u is in beheer. Dat ons sal stil word en besef, God is met ons. Here, ek kom bid dat elkeen u tasbare teenwoordigheid sal beleef en ervaar vandag, wat hierdie video kyk. Mag hulle weet, u is naby, u is met hulle, u is in hulle, en u werk deur hulle, in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie seën vir elkeen van julle, en mag julle weet, God is naby. Raak net God bewus.